Vandag duik ons in 'n ongelooflike kragtige toneel direk uit die boek Deuteronomium. Ons gaan kyk na wat gebeur net na 'n stad veroorword is op God se bevel. Ons gaan die aksies op die grond verken en die swaar gewig wat dit op die leiers plaas. So, kom ons spring dadelik weg. Goed, stel jou die toneel voor. Dis laatmiddag, die son begin al sak, die lug is nog dik en swaar met die stof van die geveg. En daai stilte wat na geveg kom, dis amper oorverdowend. Jy weet, die enigste geluide is die van die oorwinnaars. Dis 'n somber, amper 'n uitgeputte atmosfeer. En dit wat hier gebeur, dis nie net chaos nie, glad nie. Dit is eintlik 'n baie sistematiese proses. Terwyl die rook nog uit die ruïnes van die stad trek, is die soldate besig om die buit te sorteer. En let op die skerp kontras hier. Die lewelose goedere, die potte en die weefstowwe word net op hoop gegooi. Maar die lewende hawe, die skape en beeste, hulle word versigtig bymekaar gemaak. Die klanke van daai vee vul die lug. Dis 'n tasbare, hoorbare bewys van die rykdom wat hulle pas gewen het. En dis hier waar ons die eerste sleutelkarakter ontmoet, Joshua. Hy is die man op die grond, die militêre bevelvoerder, vol energie. Sy swaard is nog aan sy gordel, dis 'n klein detail, maar dit sê vir jou presies hoe onlangs hierdie geveg geëindig het. En hy staan daar en hou persoonlik toesig om seker te maak die bevel om die byt te versamel word presies so uitgevoer. Hierdie oomblik, wel, dis 'n draaipunt in die toneel. Die fisiese werk van byte insamel is amper verby en nou begin die formele deel, die verslag doen. En dit bring ons by die kernvraag van hierdie hele drama wat op die punt is om te ontvou. Wat was die ware koste van hierdie oorwinning? So, nou beweeg ons na die hart van die saak. Joshua se verslag aan die groot leier Moses. En jy moet verstaan, hierdie is soveel meer as net 'n militêre opdatering. Dis 'n oomblik van volle rekenskap gee. Joshua se verslag is reguit, dis brutaal. Daar is geen mooi praatjies nie. Hy gee net die feite, presies soos hy die bevel verstaan het. Die hele bevolking, mans, vroue en kinders, is uitgewis. En dan is hulle besittings ingesamel. En daai laaste sin, nie een oorlewende het oorgebly nie. Dit hang net daar in die lug en onderstreep hoe absoluut hierdie aksie was. Goed, om 'n bietjie konteks te gee, ons moet verstaan wat hierdie bevel van totale vernietiging nou eintlik beteken het. Sien, die idee was dat die vyand en alles wat hulle besit as 'n soort offer aan God gewy word. Dit was dus nie net 'n militêre strategie nie. Vir hulle was dit 'n diep godsdienstige handeling. En Moses se antwoord, dis die sleutel tot die hele toneel. Hy bevestig nie net dat die opdrag korrek uitgevoer is nie, hy gee die goddelike rede daarvoor. Volgens hom het hulle nie net gewen as gevolg van hulle eie militêre mag nie. Nee, die oorwinning was moontlik omdat God die vyandige koning se hart verhard het, wat sy weerstand onvermydelik gemaak het en sy lot verseël het. In Moses se oë was dit alles deel van 'n groter goddelike plan. So die oorwinning word heeltemal toegeskryf aan God se wil. Maar kom ons kyk nou 'n bietjie na die tasbare beloning, die buit van die oorlog. Hierdie tydlyn wys vir ons presies hoe die karakters hierdie gebeure gesien het. Dit was nie sommer net 'n geïsoleerde geveg nie, glad nie. Dit was die klimaks van dekades se swerftogte in die woestyn. Dit het begin met 'n goddelike ingryping wat die vyand se hart verhard het, wat gelei het tot 'n voorspelde oorwinning en dan, uiteindelik, die beloning van die byt. Elke enige stap was deel van 'n groter verhaal. Hierdie tabel wys die skerp kontras in die bevel. Kyk net. Aan die linkerkant, totale en volkome vernietiging vir die mense. Geen uitsonderings nie, mans, vroue, kinders. En dan, aan die regterkant, die noukeurige bewaring van al hulle besittings, hulle vee, hulle goedere. Hierdie dubbele lot is die absolute kern van wat hier gebeur het. En dan kom hierdie aanhaling van Moses, terwyl hy oor die hele toneel uitkyk, en dit som die materiële kant van die saak perfek op. Dis 'n verklaring van feit, 'n bevestiging dat die belofte van die byt vervul is. Die mens is vernietig as 'n offer aan God. Die rykdom, dit is aan die oorwinnaars gegee as hulle deel. Ons sluit af deur terug te keer na Moses, want sien, die toneel eindig nie met 'n groot viering of 'n partytjie nie. Dit eindig met 'n stil, pynsende oomblik wat die ongelooflike kompleksiteit van sy leierskap vasvang. En hierdie laaste beeld is net ongelooflik kragtig. Terwyl die dag tot 'n einde kom, staan Moses alleen, 'n silhouet
teen die sonsondergang. En sy blik, dit dra alles. Dit dra die gewig van die verantwoordelikheid vir wat pas gebeur het, maar terselfdertyd 'n onwrikbare geloof in God se leiding. Dis 'n portret van 'n leier wat die volle omvang van 'n goddelike bevel moet dra, die triomf, ja, maar ook die verskriklike koste. En dit alles laat ons met 'n laaste uitdagende vraag. Hierdie toneel dwing ons om te dink oor die aard van geloof en gehoorsaamheid en die enorme verantwoordelikheid wat kom met die uitvoer van 'n goddelike opdrag. So, wat is die ware gewig van 'n oorwinning soos hierdie?